Die verhaal vorder. Jesus was voor die Joodse raad. Daar is besluit om hom onskuldig dood te maak. Judas het in die openbaar bely dat Jesus onskuldig is. Jesus sou nou deur die Jode doodgemaak kon word. As dit nie was dat hulle in daardie tyd, mens wil amper sê toevallig, onder die Romeinse bewind van destyds was nie. Hulle sou hom, volgens hulle Joodse mag, of kon stenig, of verbrand, of onthoof, of verwrig. Maar hulle is magteloos. Hulle kan nie maak wat hulle wil nie. Groter magte bepaal die gebeure. Hulle word deur die Romeinse owerheid beset en net die Romeine mag in daardie tyd die doodstraf goedkeur. En daarom verskuif die prosesie na Pontius Pilatus, wat gouverneur van die provinsie van Juda was. Pilatus was in die jare 26 tot 36 na Christus die gouverneur. Hy het die provinsies Judea en Samaria met 'n ysterhand regeer. Is onbuigsaam, onverbiddelik, onbemind onder die Jode. Hy het hom nie te veel aan die Jode en hulle sake gesteer nie. Vir hom was dit eintlik maar net 'n klomp lastige mense wat die heeltyd moeilikheid veroorsaak het. Maar van hulle God en hulle godsdiens wou hy niks weet nie. Solank hulle maar net rustig bly en sy beeld in die oë van die keiser van Rome nie verder verswak word nie. Die saak van Jesus is vir hom 'n tamaletjie. Dis nou Paasfees in Jerusalem en al wat 'n Jood is daar. Daar heers baie spanning oor hierdie man. Wie is hy? Die gevaar van 'n opstand dreig. En hy is weens sy posisie die alleenregter in die provinsie. Of hy nou wil of nie, hy moet Jesus verhoor. Geskool, toegerus, geoefen in die trotse, regverdige Romeinse regstelsel. Stelsel waarop ons huidige regstelsel tot vandag toe nog geskoei is. Hy tree op. Ons lees uit Johannes 18. Pilatus het buite toe gegaan en hulle het gevra, watter aanklag bring julle teen hierdie man? Hulle het hom geantwoord, as hy nie 'n misdadiger was nie, sou ons hom nie na u toe uitgelewer het. Hoorie, geen klag. Pilatus sê toe vir hulle, vat julle hom en veroordeel hom volgens julle wet. Maar die Jode sê vir hom, ons mag nie iemand regstel nie. Dit het gebeur sodat die woorde van Jesus vervul kon word, wat hy gesê het toe hy aangedui het op watter manier hy sou sterwe. Pilatus het toe weer in sy ampthouding ingegaan en Jesus geroep en vir hom gevra, is jy die koning van die Jode? Jesus het hom toe gevra, vra jy dit uit die eie of omdat ander dit vir u gesê het? Ek is mos nie 'n Jood nie, antwoord Pilatus. Dis jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen? Sien, die Jode het die aanklag nou verander, slim. Voor die magsbehepte, pragmatiese, lafhartige keiser of gouverneur is die aanklag dat Jesus sou gesê het dat hy die koning van die Jode is. En so word die vraag oor die koningskap van Jesus aan die orde gestel. Soos wat sy identiteit as Messias, die Seun van God, in die Joodse verhoor bevestig is, so word sy identiteit as die beloofde koning van die Jode uit die geslag van Dawid voor die Romeinse owerheid bevestig. Dit is wie hy is. En dit ontplof in die gesigte van die Jode. Hulle herken hom nie as die Messias nie, hulle herken hom nie as die koning nie. Maar sy verhore bevestig juist dit. En dit word met 'n bordjie aan die kruis van Jesus in die openbaar verkondig. En dit alles om Jesus se onskuld te bewys. 3 keer verklaar Pilatus, hy is onskuldig. Hy's regtig nie skuldig. Hy verdien nie doodstraf nie. Daar's geen twyfel daaroor.
ook vir die wêreld, vir wie God so lief het dat hy sy seun gestuur het, se hof, moet Jesus onskuldig verklaar. Deur die Romeinse owerheid moes hy nie gestenig nie, maar gekruisig word. Want aan die kruis alleen word vir die vloek van die sonde betaal. Jesus is onskuldig doodgemaak. Goeienaand.